In ons opwindende besinning oor die kerk as Jesus se liggaam, het ons verlede keer gekyk na die kritiese rol van apostels. Vandag kyk ons na die belangrike rol van profete. Ons kyk saam met Paulus uit sy briewe, dit wat hy vir ons leer oor kerkwees, en baie prominent is profete. Kom ons kyk vandag daarna. Here, U het ons gestuur met 'n doel, en wat 'n wonderlike voorreg, dat ons U liggaam kan wees, dat ons dit kan doen wat U bedink. En ons as kerk wil dit doen, ons wil gereed wees daarvoor. Stel ons nou in, as ons hoor wat U woord sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vandag 'n kosbare gedeelte van 'n besondere profeet uit 1 Konings hoofstuk 19. Ons ontmoet vir Elia, eerste keer 1 Konings 17, en ons tref Elia baie vroeg in sy bediening aan in 'n woestyn. En dan uiteindelik, hy kry opdrag te kom uit die woestyn uit, gaan doen die dinge, en dis die bekende gedeelte waar hy in 1 Konings 18 Isebel aanvat en haar 450 Baal profete wat so arrogant was en die mense mislei het, verskriklike skade gedoen het. En hy sê, goed, kom ons kyk wie is regtig 'n profeet, en dis hy teenoor die 450 van Baal, en ons weet van die oorwinning wat hy kry toe hulle nie die vuur kon aansteek nie, en die volk hulle toe doodmaak, en sê ons besef skielik wat 'n dom ding ons aangevang het om haar profete te volg. En nadat so jy dink, nou is Elia op 'n hoogtepunt. Hy sê, goed, bring die volgende een, wie is volgende? Maar toe hy hoor dat Isebel hom wil doodmaak oor dit wat gebeur het met haar profete, vlug hy weer na die woestyn toe. Maar daar in die woestyn gebeur 'n interessante ding. In die woestyn waar hy totaal depressief is, waar hy bang is, stuur die Here hom nog verder die woestyn in. Uiteindelik so ver dat hy 40 dae in die woestyn ingaan en toe by die berg kom by Sinai waar hulle die wet gekry het, en daartoe baie interessante dinge met hom gebeur. Kom ons leer vandag daarby. Toe hy by die berg kom, is hy moeg en hy het 40 dae toe nie weer geëet nie, en hy is net in 'n grot hier voor die berg. En dan lees ons van vers 11 wat toe gebeur. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly. En hulle soek my ook om my om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om. Tot sover. Profete se rol was gewees om mense leiding oor die toekoms te gee. Hulle moet dus na God luister en dan moet hulle dit wat God vir hulle sê, vir mense sê wat om in die toekoms te doen. Nou daar was baie profete gewees, hulle was tussen die mense gewees en hulle het mense beïnvloed. Daar was baie ander profete ook gewees, en die profete wat ons spesifiek in hierdie gedeelte van weet en hoor is die profete van Baal. Nou dit was profete, dit is 'n tipe godsdiens wat uit die noorde van Israel kom, en die vrou wat dit in die land ingebring het, was die vrou van die koning, Isebel was haar naam, sy was nie 'n Jood nie, sy het van Fenisië gekom, so dit was 'n politieke huwelik gewees, maar sy het 'n reuse invloed gehad. En sy het die Baal godsdiens deel van die volk se bestaan gemaak met geweldige sukses.
Want sien, Baal was die sogenaamde vrugbaarheidsgod gewees, so as jy hom dien, weet jy gaan goeie oes hê en jy gaan voorspoed hê. Nou dit wil almal hê. En sy het gesê, goed, hier is die reëls hoe Baal werk. Die simbole van Baal was, party plekke sien ons 'n bul, ander plekke was dit 'n man gewees met 'n weerligstraal in sy hand. So Baal beheer die natuurkragte, die reën kom van hom af en alles. En omdat dit 'n vrugbaarheidsgodsdiens is deel van die gebruike dat daar baie seksuele wanpraktyke is, prostitusie by die tempel byvoorbeeld. En dit het om verskeie redes goeie aanhang onder die volk gekry, maar dit was 'n ewel in die naam van die Here. Verder het sy aktief die profete van die Here wat die Here se stem moes laat hoor, fisies van 'n kant af doodgemaak. In so 'n mate dat Elia later beleef, maar net ek het oorgebly. En ons hoor later van iemand wat 'n klompie van hulle in 'n grot beskerm het, maar hulle is op die oog af was daar nie een profeet van die Here mee gewees nie. Maar die Here se stem moet gehoor word. En dan gaan Elia na die plek toe wat hy die beste ken, en dit is die woestyn. Die Here het Elia, as hy met hom wou werk, as hy tot hom wou deurdring, het hy hom woestyn toe gestuur. Die profete van Isebel, die Baal-profete, hulle was maar tussen die mense gewees, en hulle het by haar leiding gekry, maar hulle was niks werd gewees, want hulle was profete wat gevorm is deur die omgewing. So hulle was napraters eintlik gewees. Op die beste word sulke profete wat deur die omgewing gevorm is, en in ons geval baie keer mense wat hulle voorspellings oor die toekoms, maar die koerante kry en die nuusberigte. Die nuus het nou hierdie gesê, daar is nou weer 'n nuwe wet van plaasonteening en wat dit ook al mag wees, en nou wil ek vir oor die toekoms die volgende goed sê, so dit is profete. Maar dit is op hulle beste doemprofete, mense wat die negatiewe goed vir ons kan uitwys. Profete egter, se eintlike taak is om mense hoop te gee, maar gesonde hoop wat groei uit hulle verhouding met God. En daarom sê die Here, ek wil jou gebruik, Elia, om hierdie volk weer na my toe te bring. En hy is dan woestyn toe, en in die woestyn het hy, nou, dis veelzeggend dat die profeet in 'n woestyn gevorm word, want daar is hy totaal afhanklik van die Here. In Elia se geval het hy sy kos gekry van 'n weduwee wat selfs niks het, een slag. Ander keer het die kraaie vir hom kos, brood gebring. Hy het maar met sy hand uit 'n spruitjie uit water gedrink. En daar was daar nie inkopies wat hy moes doen of 'n bestaan wat hy moes maak uit besigheid en goed, mense wat met hom stry oor pryse nie. Hy was totaal van die Here afhanklik en hy kon op die Here fokus. En daar in die woestyn het hy insigte gekry sodat hy kon teruggaan en dramatiese dinge kon gaan doen in die samelewing. En dit is die gevaar, as profete in die samelewing gevorm is, word hulle napraters of spieelbeelde van wat in die samelewing gebeur. Maar as hulle in die woestyn gevorm word, kan hulle die duidelike woord van God hoor en terugkom. En toe kom hy terug en toe vat hy hierdie klomp Baal-profete aan en hy sê vir die volk, dat julle nou besluit, julle het hierdie klomp mense, julle loop agter hulle aan, hulle voeter alles op, hulle het die simpelste gebruike, onder andere tempelprostitusie, en verder het hulle kinders geoffer, is as deel van om Baal nou gelukkig te hou. En hy sê, dis nou klaar, bring hulle, laat hulle ons bietjie kyk, wie's regtig 'n profeet, en ons weet van die uitdaging wat hulle toe gehad het met die dier wat geslag is, en die vuur waarvoor hulle moes bid, en die Baal-profete wat toe nou vreeslik bid, en daar niks gebeur nie, 1 Konings 18, kan ons dit lees. En dan kry Elia kans, en hy het geen rituele nie, niks, hy doen 'n eenvoudige gebed tot die Here, en die vuur kom en verteer die hele offer. En dan sê hy vir die volk, goed, maak hierdie mense nou dood, ons begin oor. En dit doen die mense toe. Hierdie gedeelte tref ons om aan in 1 Konings 19, net na hierdie gebeurtenis wat op 'n hoogtepunt moet wees, slaat 'n verskriklike depressie om toe hy bang word vir Isebel, met haar dreigemente wat sê, as Elia nie dood is nie, gaan ek ook nie lewe nie. So ek gaan bly lewe, so hy sal eers te dood wees. En hy tref 'n totale diep swart gat. En in plaas van daar af die volk lei en vir hulle raad gee en 'n volgende tree gee, verdwyn hy heeltemal van die toneel, gaan hy terug na die plek toe,
wat hy ken, en dis die woestyn. En toe hy daar kom, sê die Here vir hom omtrent soos 'n kind wat gestuur word na sy kamer toe. Jy gaan nou kamer toe, jy was stout geweest, sê die Here vir hom, dieper in die woestyn in. Ek wil nou wil ek met jou praat. Wat 'n bog is hierdie? En die Here vat hom vir 40 dae in die woestyn, en tot hy by die berg sien hy kom waar hy oorspronklik die wet gekry het. Hy's honger en hy het niks. En daar by die berg gebeur hierdie gedeelte. As hy aankom, slaap hy maar in 'n grot, en dan sê die Here vir hom, Elia, staan op, ons moet praat. En die kinders, dis spreek op hulle eie kragtige goed wat gebeur is. In die eerste plek, daar 'n reuse wind kom, wat so erg is, dat dit die rotse uitmekaar uitruk. En dan sê dit, en hy so dink, okay, goed, die Here gaan nou met my praat, nou moet ek reg wees. Maar hy hoor, dis nie die Here nie, daar gaan die wind weer. En na die wind is daar 'n aardbewing. Nou dis 'n skrikwekkende ding. Mense wat dit al beleef het, sê, jy kan nie glo wat dit in jou menswees doen nie. En hy besef, goed, hierdie moet die Here wees. En toe die aardbewing verby is, is daar nog niks. En dan kom daar 'n vuur. Die vrees van vuur, die bietjie droë bosse wat daar is, brand nog. En hy besef, goed, hier kom die Here nou. En daar's die Here nog nie. En na die vuur is daar 'n doodse stilte. En in die stilte hoor hy, Bybel praat van 'n fluistering. En hy besef, hier's die Here. En toe verander hy van vlug na opstaan. En die Here sê vir hom, Elia, hoekom is jy hier? Hoe het jy hier gekom? En dan gee Elia die rede vir die Here en sê, Here, jy moet nou verstaan wat gebeur het. Ek het my met hart en siel gewy aan u saak. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek, hulle het die profete doodgemaak. Nou is net ek oor, en hulle wil my ook nog om die lewe bring. U verstaan, hoekom ek so voel. En dan sê die Here vir hom, draai in jou spore om. So in afsondering, weg van al die gedruis, kry ons kans om die Here te ontmoet. In die oomblik as jy die Here ontmoet, dan skielik kom daar nuwe vere in jou bene. Dan skielik kom dit wat jou neergedruk het terug. En jy staan weer op. Dan skielik kom die negativiteit van mense om jou, verval dit. En jy kry 'n doelgerigte positiwiteit. En as jy daarop staan, dan verander jy die wêreld. Maar dan bou jy hulle op. Dan maak jy hulle nuut. Dan maak jy hulle oop vir dit wat die Here wil hê. En gemeentes het dit nodig. Profete, mense wat sê, ek het van die Here gehoor oor die toekoms, hier is wat ons moet doen, ek weet dit, kom saam met my. In die Elia se geval het hy daar opgestaan, hy het duidelike opdragte gehad van wie hy as konings moes aanstel en wie hom as profeet moes opvolg, Elisa. En hy het opgestaan en van daar af het sy lewe koers gekry en hy het 'n reuse verskil gemaak. En sulke mense wat in nederigheid, nadat hulle lank na die Here geluister het, na ons toe kom, nie vertel hoe goed hulle geluister het nie, jy het dit net gesien in die goeie raad wat hulle gegee het, die goeie ondersteuning wat hulle gegee het. En 'n gemeente het profete nodig. Die Bybel sê, voor ons begin praat oor hoe lyk die werk op voetsoolvlak, en daaroor gaan ons lekker gesels, belangrike gesprekke hê, moet daar mense wees wat kom en sê, ek hoor die Here sê vir ons, en dan kom daar 'n boodskap van hoop en van opgewonde drif. En profete is nie soos in hierdie geval net 'n sekere persoon wat altyd die profeet is nie. Die Bybel leer ons dat die Here profete gee soos die omstandighede dit vereis. En daarom is profete nie altyd dieselfde mense nie, dis verskillende mense. Daar's dus 'n profeet in elkeen van ons. En as ons die kans kry om nou na die gemeente toe te gaan en vir hulle te vertel wat hulle moet doen, iets wat ons by die Here gehoor het, wat gaan ons sê? As ons sê, nee, ek weet nie, die Here het nie met my gepraat nie, dan moet daar vir ons rooi ligte aangaan. Dan is daar fout in ons stilte tyd en in die manier hoe ons stilte tyd hou. En dan moet ons dit gaan besoek. Die feit is, dis wie ons moet wees. Ons moet profete vir mekaar wees. Ons moet die Here se wil so in mense se lewens indra dat daar 'n passie kom om 'n verskil te maak in 'n wêreld wat skreeu na die Here. 'n Bose wêreld, maar ook 'n vervalle wêreld. Mense wat net seer is, mense wat nie hoop het nie. En mag die Here dit in ons wakker maak, die profeet, en mag hy dit in jou wakker maak.
mag hy vir jou help om die regte vrae te vra. Here, dankie dat U ons gebruik en dat U antwoorde het vir die wêreld. Antwoorde het vir almal wat in onsekerheid tas, wat bang is, wat kwaad is, wat moeg is. U is die antwoord. En ons is die werktuie. Help vir ons, Here. Gebruik ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.